Goeiemôre almal. Kan julle my hoor? Is hy reg? Wil net seker maak. Baie welkom hierso vanoggend. Dit is 'n lieflike oggend, dit is 'n mooi dag. Ons is dankbaar. Ons het opgestaan. Ons kon hiernatoe gekom het vanoggend en dit is lekker om hier saam te wees, die gemeenskap van gelowiges te ervaar. So ek wil sê welkom aan almal. Ook die inwoners van Huis Louisa Meiburg en almal wat ook regstreeks inskakel. Baie van ons is bly vanoggend ook oor die rugby. Is nou net as jy 'n haai ondersteuner is jy 'n bietjie hartseer. Ongelukkig sukkel hulle maar die Stormers is nommer 1 nou op die lok. So as jy 'n Stormer wil word, is 'n goeie tyd. Ja, dit was gister ook 'n lekker dag, lekker somer, lyk my voor die koue kom, voor die reën kom. So ons is ook dankbaar vir elke druppel, ons het dit ook so nodig. Kom ons groet mekaar uit. Ek gaan nou nie soos daai Chinees wat ek van vertel het wat Engels is by die NG gemeente. Toe sê hy groet jou versoekers om jou. En nou nie dit sê vanoggend nie, maar groet die mense om jou. Hy wou sê groet die besoekers, toe sê hy groet die versoekers om jou. Maar ek wil ook vra, is daar enige besoekers hierso vanoggend? Ons gee 'n kruisie wat sê welkom by Nooit Gedagte. Daarso is 'n hand. Daniel, sal jy help? Daar is 'n hand daar teen die muur. En sal nog hande, daar's ook. Daar's nog 'n hand. Jy het nou net een, hè, Daniel? Ja. Okay. Vat maar saam, dankie. Regs en links van jou. Ek sien nie nog hande nie. Maar baie welkom aan almal. Het is lekker om hier saam te kan wees. En ons is ook hier saam, ons is saam met mekaar, maar God is ook 'n teenwoordige God. Dit voel baie keer nie so nie. Ons is nie altyd bewus daarvan nie, maar God is teenwoordig. Ook in die gewone van elke dag, maar ook hier waar ons saam is. So ons moet baie keer ook net tyd vat, 'n paar oomblikke tot rus kom, net bewus raak daarvan. God is hier teenwoordig. God is na aan ons. Selfs al voel dit nie so nie. So raak bewus daarvan. Colin gaan vir ons die Christuskers ook aansteek. Maar vat net 'n paar oomblikke, word stil by die Here. Vra die Here om jou te kom ontmoet vanoggend. Here ons God, dit is vir ons wonderlik om te weet, U is 'n liefdevolle Vader, U sorg vir ons, U gee om oor elkeen van ons. Ons elkeen maak vir U saak. Ons is met die kosbare bloed van U seun gekoop, vrygekoop. Ons is kosbaar vir U. Dankie Here, dankie dat ons kan weet, U is teenwoordig, U is saam met ons elke dag. Here, baie keer is daai elke dag nie maklik nie. Baie dae is moeilik, onseker. Maar U is steeds daar. U is ons herder. U is die goeie herder wat vir ons sorg. Here, as ons vergeet U is met ons, dan het ons nie hoop nie. Dan raak ons angstig en moedeloos. So Here, ons bid dat U deur die Gees ons sal help om bewus te wees van U teenwoordigheid. Ook in die gewone van elke dag. Here, ons vra dat U ons sal kom ontmoet vanoggend, dat U ons sal vorm,
want ons het ook weer werk om te doen in die wêreld. Ons is u gestuurdes. En dis 'n gebroke wêreld, maar daar moet ons sout en lig wees. Dankie Here, ons kan nie self gaan doen wat u van ons vra nie. Ons het u nodig. Maar ons dank u dat u vir ons gee wat ons nodig het. Die Heilige Gees gee vir ons alles wat ons nodig het om te kan glo en goeie disippels van u te kan wees. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Ek het in die week so 'n ding gelees, toe sê die persoon, jy is dalk 'n korreltjie sout. Ons hoor nou, ons moet die sout en die lig vir die wêreld wees. Jy is dalk net 'n korreltjie sout, maar elke korreltjie, of klein bietjie sout, gee smaak, kan 'n verskil maak. Selfs 'n klein bietjie sout maak 'n verskil. Of jy is dalk maar net 'n 4 watt bulb. Jy is nou nie baie sterk, dis nie 'n sterk bulb nie, maar dit maak steeds 'n lig in 'n donker plek. So ons voel dalk partykeer eers die nood is so groot, is so donker, maar ons kan 'n verskil maak. Ons is die sout en die lig. Daarvoor is ons ook baie dankbaar dat ons dit kan doen. Ons gaan nou bly sit en ons gaan die lied sing, Jesus groot bo almal. Kom ons sing hierdie lied saam. In 1 Petrus 1 vers 3 tot 4 hoor ons die volgende. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou die Here loof, ons gaan 2 liedere sing, kom ons staan en loof die Here.
as ons daai lied sing, dan is dit ook vir ons 'n uitnodiging om weer na die Here toe te kom, om ons goeie herder te volg en om te onthou, hy sorg vir ons, maar ook dis by hom waar ons ware rus kry. Ons vergeet dit soms. Ons dink soms, as ek nou hierdie ding gaan my nou geluk gee, of hierdie, as ek nou net naweek kan hê, dan gaan ek nou regtig rus. Sulke tipe goed glo ons soms, maar dit is net by die Here waar ons ware vrede kry, by ons herder. Of party sal dink, ek moet nou dalk emigreer oor see, die omstandighede moet net beter raak. Maar as mens nie vrede by die Here vind, die gaan mense dit nêrens hê nie. Maak nie saak waar jy bly, of hoe die omstandighede is nie. Dis die Here wat vir ons ware vrede gee. Ek gaan vir ons hierdie gebed lees, dit is ook 'n skuldbelydenis. So jy kan net rustig raak, jou oë toemaak, en jy kan self ook dan met die Here praat, na hierdie gebed. 'n Paar oomblikke net, waar jy self ook jou sonde bely. Here, ons goeie herder, U is so goed vir ons. U ken ons. U het ons baie lief, en U is genadig. U ken ons by die naam. U lei ons, U sorg vir ons, en U beskerm ons. By U vind ons ware rus, vrede, krag, en die lewe in oorvloed. Maar Here, ons bely dat ons nie altyd na U stem luister nie. Ons volg U nie altyd getrou nie. Ons dwaal maklik af, verloor fokus, en gee aandag aan ander stemme. Ons kies dikwels ons eie pad. Ons soek geluk, sin en betekenis en vervulling op plekke waar dit nie gevind kan word nie. Jesus, ons goeie herder, U is die een by wie ons kry wat ons werklik soek en nodig het. Maar ons stel met tye ander dinge, mense of begeertes bo U. Ons diepste begeerte is 'n soeke na U. Dis net by U waar ons onrustige hart tot rus kom. Vergewe ons, Here. Trek ons weer nader aan U as ons dalk afgedwaal het. Help ons om U stem te hoor en na U te luister, om U te volg as gehoorsame skape. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Vat net 'n paar oomblikke, dalk voel jy het fokus verloor, jy het afgedwaal, dalk wil jy weer bekeer vanoggend, of dalk is daar iets wat jy weet jy moet bely, wat in die week gebeur het. Dalk het jy net te veel op jouself begin fokus, en op die wêreldse dinge. Ons vat 'n oomblik net om dit te bely, om weer na die lig toe te kom. Ons hemelse Vader, ons dank U dat U so genadig is. U is heilig en U moet die sonde straf. Maar U het vir Jesus gestuur wat die straf gedra het. Here, en daar's genade. Jesus het duur betaal met sy hele lewe, sodat ons vergewe kan word. So Here, ons moet ons sonde bely. Ons moet erken, ons het U nodig, U vergifnis. Here, ons verloor almal soms fokus. Ons prioriteite is nie altyd reg nie, Here. En ons sê jammer daaroor. Maar ons kom weer na U toe, ons wil U volg. Ons weet U pad is die beste pad. Al is dit baie keer moeilik en ons is onseker presies waartoe U ons lei. As ons eie kop volg, dan loop dit uit op iets slegs. Dis nie goed nie. Dalk kan mens ook self getuig daarvan.
ek moes eerder maar die Here net vertrou het, dit is beter. Here, ons wil U vertrou, ons wil U volg. Ons wil gehoorsame skape wees. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Ek wil dat mens vir iemand langs aan jou, as jy wil, ons gaan jou nou nie forceer om te praat as jy dalk nie wil nie, maar deel net met iemand, wat is iets wat jy dalk vandag doen, wat jy by iemand anders geleer het, of jy dalk 'n voorbeeld gesien, en nou doen jy nog steeds dit vandag. Dalk was dit jou ma of jou ouma, of wie ook al, jou pa of 'n onderwyser, wat so iets, het jy dit of geleer by iemand, of jy het 'n voorbeeld gesien, en nou doen jy dit. Jy volg nog steeds daai voorbeeld. Deel met iemand langs jou as jy wil, dalk het jy so iets wat jy aan kan dink nou. So daar is sulke tipe goed wat 'n mens dalk vandag nog steeds doen. Dalk het jy geleer dat, sê nou maar as mens eet, sit mens om die tafel. Jy gesels, jy sit nie op die foon. Jy het dit dalk geleer by jou ouers. Mens sit om die tafel, mens gesels. Of as jy opstaan, bid jy dalk. Of wat ook al, voor jy gaan slaap, bid jy. Of jy kniel dalk langs die bed. Daar is sulke goed wat mens leer, jy volg daai voorbeeld dalk vandag nog, of voordat jy iewers ry, bid jy eers, sê nou maar met jou gesin, of wat ook al. Daar is sulke goed wat 'n mens leer, jy het daai voorbeeld gesien, of dalk het jou ouers hard gewerk, en jy het daai voorbeeld gesien, jy doen dit ook, jy werk hard, jy wil jou beste gee. Ons volg maar almal anders, sekere mense se voorbeelde. Die vraag is nou vandag, wie se voorbeeld volg jy? In wie se voetspore loop jy? Wie of wat bepaal jou lewe? Dit is nogals iets waaroor mens moet nadink. Maar ek lees in die week 'n studie oor selfoongebruik. Dis nou oor die wêreld, maar ook in Suid-Afrika. Is 'n bietjie klein dalk op die skerm, maar as dit nou blou is, daai lande, so Suid-Afrika is ook dis blou, dan word selfone baie gebruik. Mense, hulle het gekyk, wat se persentasie van die dag wat jy wakker is jy op jou foon. En dan het gesê, dis soveel ure. Nou, dit is 'n probleem, maar reg oor die wêreld, maar Suid-Afrika, baie mense is verslaaf aan hulle fone, en ek dink baie van ons sal sê, ek gebruik my foon te veel, ek wil eintlik minder. Dit gebeur met my ook, dan sien ek weer, dis eintlik erg as jy kyk, hoeveel ure is jy op jou foon per dag. So jy kan dit sien, baie van die fone sê, hier's 'n gemiddeld, dan skrik mense eintlik. Maar ons land is die ergste van al die lande in die wêreld. Ons is die meeste van ons wakker tyd, van alle lande, op ons fone. Nou, dit is nogals interessant as mense bietjie na hierdie goed kyk. Die gemiddelde aantal ure wat mense van hulle wakker tyd op hulle fone is 6 uur en 43 minute. So mense moet nou weet, jy werk dalk, of verstaan, daar's klomp goed wat gebeur in die dag as jy wakker is, maar dit is, jy moet eet, daar's nou klomp goed wat moet gebeur, 6 uur 43 minute. Nou, ons landsin is die persentasie 56,8%. Spandeer mense van hulle wakker tyd gemiddeld op hulle fone. Dit werk uit op 9 uur en 24 minute. So ons is hoër as die wêreldse gemiddeld. Die tweede hoogste land is Brazil, maar Japan is die land waar die mense die minste van hulle wakker tyd op hulle fone is. Daar is 22,76%. So hulle kry dit reg om baie minder op hulle fone te wees. Ek wonder nogals, het dit nie te doen ook met die voorbeeld
hoe die kinders dalk groot raak nie, of jonger mense, en wat die ouers stel nie. Maar daar kan nou ander goed ook wees, maar ek het nogals gewonder daaroor ook. Wat 'n rol speel die voorbeeld van ouers dalk ook in hierdie tipe goed. Want ek het al gesien, of selfs vriende, familie, want ek het al self ervaar, as ek by mense is en hulle sit almal op hulle fone, dan gaan ek ook maar op my foon, want bedoel, die help jy praat eers of dit is maar moeilik dan. So dan doen mense dit maar ook. So nou dieselfde, jy kan die volgende slide wys, Kobus. As 'n mens nou dink aan 'n gesin ook, as dit so is, as die ma en die pa heeltyd op die foon sit, dan leer die kind dit ook. Het raak eintlik 'n gewoonte. En die moeilike ding met hierdie tipe goed is, dis nie dat mens altyd dink, ek gaan nou op my foon wees nie. Dit is 'n gewoonte al. Dis eintlik deel van my. As ek niks doen nie, dan gaan ek maar op my foon. Want daar is die hele tyd nuwe goed. So, mens, dit is hoe dan 'n verslawing raak. So as jy dit wil afleer, moet jy daai hele gewoonte afleer. En ja, so dis nie maar net van los jou foon, jy moet daai gewoonte dan afleer. Natuurlik is al goed wat mense help om gewoontes af te leer. Ek het nou die dag gehoor, toe sê so 'n jong werkende vir my, sy sit so sekere limite op haar foon. So sê nou maar, jy is op Instagram en dit kom naby aan daai tyd, dan waarsku dit vir jou. Jy moet nou uitskakel, jy is te lank op. So sulke goed kan jy ook doen. Of jy moet jou foon dalk wegsit. Sê nou maar, mense is nou om die tafel, almal moet maar hulle fone insit in 'n houertjie. Anders is die foon die hele tyd daar. So dis 'n groot probleem, maar die ding is maar net, wat ek veral wil fokus hiermee, is die voorbeeld van ander. Mens sien dit baie keer dalk by ander, soos daar, jy sien dit by jou ouers, nou doen jy dieselfde. 'n Voorbeeld kan nogals 'n belangrike rol speel. Nou, ek het gehoor van 'n onderwyser, hy het altyd maar die kinders in sy klas vriendelik en geduldig soos behandel. Hy was maar altyd geduldig, selfs al was hulle moeilik en stout. En die een seun sien dit raak, want hy sê, hierdie meneer tree soveel anders op as my pa. My pa is ongeduldig, kort van draad, hy is sommer gou kwaad, maar hierdie meneer is anders. En ek gaan nou kies om sy voorbeeld te volg. So die kinders by die skool sien toe, hy is geduldig en hy raak nie so net kwaad nie. En hulle vra hom toe, hoekom? En hy sê, ek volg maar net die meneer se voorbeeld. So daai voorbeeld kan 'n belangrike rol speel. Ek het ook gehoor van 'n jong seun, hy het gesien hoe 'n brandweerman glad nie aan homself dink nie en iemand se lewe red. En dit het hom geïnspireer om hy word ook 'n brandweerman. Hy het daai voorbeeld gesien. So 'n voorbeeld is nogals belangrik. Maar my vraag is, wat se voorbeeld volg ons om ons lewe te lewe? Wie of wat bepaal ons lewe? Nou ons gaan lees uit 1 Petrus 2 vers 18 tot 15. Ons gaan nou verder in die 1 Petrus brief. En net weer, ekskuus tog, dis nou bietjie sinus weer. Dit is geskryf aan, was 'n omsendbrief vir gemeentes in Klein-Asië wat ons nou vandag as Turkye ken. En hulle het swaar gekry, daar was vervolging, maar dit was veral sosiale volging. So daar was druk op hulle gesit, daar was teen hulle gediskrimineer, juis omdat hulle Jesus volg, omdat hulle anders is. Dit het hulle baie laat swaar kry. Dit was nie amptelike vervolging soos van die staat af byvoorbeeld nie, maar die mense om hulle. Want vroeër was hulle soos hulle, maar nou is hulle Christene, nou is hulle anders. Nou stoot ons jou uit, nou diskrimineer ons teen jou. Nou hierdie gedeelte wat ons gaan lees vanoggend, gaan oor slawe, eintlik huisslawe spesifiek. En dat hulle moet onderdanig wees teenoor hulle
eienaars, teenoor daai gesag van hulle eienaars, en dat hulle ook Christus se voorbeeld moet volg, al ly hulle vir hulle geloof, of omdat hulle goed doen, omdat hulle die regte ding wil doen. So, dis waaroor hierdie gedeelte gaan. Hierdie gedeelte is breër van 'n breër deel in die 1 Petrus brief. Dit strek van 1 Petrus 2 vers 11 tot 3 vers 12, en dit gaan oor hoe moet 'n gelowige leef? Hoe moet 'n Christen leef? Nou, dit gaan, as mens hierdie gedeelte lees, kan dit vir mens dalk 'n bietjie vreemd klink, dalk selfs ongemaklik laat 'n bietjie, want ons leef in 'n heel ander konteks as die konteks van hierdie brief. Maar kom ons bid saam voor ons dit lees. Here, ons dank U dat ons weet Jesus het ons gered. Ons kan nou anders lewe. Maar ons het ook 'n voorbeeld gekry vir hoe ons moet lewe, die perfekte voorbeeld. Ons hoef nie heeltyd te wonder hoe ons moet lewe nie. Die voorbeeld van Jesus is duidelik. Maar ons bid dat U ons sal help om daai voorbeeld te volg, om in sy voetspore te loop. Here, self kan ons nie doen wat U van ons vra nie. So ons vra, kom help ons, Here. Geef vir ons die krag wat ons nodig het. Verander ons, soos ons vroeër gesing het, buig ons hart en buig ons wil. Here, ons moet van binne af nuut gemaak word. Ons hart en ons gedagtes, dit moet verander. So kom maak ons nuut, Here, verander ons. Praat met ons deur U woord. Ons bid, Heilige Gees, kom maak ons nuut, kom verander ons. Maak ons meer en meer soos Jesus. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons uit 1 Petrus 2 van vers 18 tot 25. Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is, of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, mens kan ook sê gesondig het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immers so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Ons lees net tot sover. Dit is wonderlik om dit te hoor, weer eens die Here se genade, wat hy vir ons gedoen het, die nuwe manier wat nou van lewe wat vir ons moontlik is, maar ook dat die Here ons herder is, en ons die bewaker van ons lewe, ons beskermer. Dit gee mens regtig hoop, dit bemoedig mens. Ons is nie aan ons eie oorgelaat en is maar so skape wat net ronddwaal nie, en wat verlore is nie, en wat magteloos is en uitgelewer is aan hierdie wêreld nie. Maar ek wonder, hoe het jy gevoel toe jy hierdie gedeelte gehoor het? Dalk was daar by jou 'n ongemak ook, veral oor daai eerste deel van mens moet
nou maar onderdanig wees, selfs al is die persoon wat gesag bo jou het, onredelik. Selfs al is dit nie 'n goeie eienaar nie, 'n vriendelike eienaar nie, maar onredelik. Dit kan mens nogals ongemaklik laat, maar natuurlik, mens hoef nie dit te onderdruk nie, mens kan sê, dit laat my ongemaklik. Dit klink vir my dalk vreemd vandag. Ons moet onthou, ons leef as Christene vandag, ons leef nie in daai tyd nie. Daai tyd was dit baie anders. Daar was slawerny. Ons het nie slawe nou meer vandag nie. Ons het 'n grondwet. Daar's menseregte. So dit is heeltemal anders. Ons het dalk baie sal 'n tuinwerker hê of 'n huishulp of 'n bediende, maar natuurlik as jy hulle as 'n slaaf sien en so behandel, is dit verkeerd. Hulle is nie slawe nie. Maar in hierdie tyd, in die tyd van 1 Petrus, was dit heeltemal anders. Daar was verskillende slawe. Daar was ook huisslawe of huisbediendes, kan mens sê. Hulle sê dat die slawe wat in 'n huis gewerk het, was eintlik beter af as slawe wat sê nou maar in die veld gewerk het of wat aan gevegte moes deelneem, of wat in myne gewerk het. By hulle was daar eintlik die minste onderdrukking. Maar hulle het maar nog steeds swaar gekry, want al die eienaars was nie goed nie. Party was onredelik, onregverdig. Slawe is ook baie keer mishandel. En hulle het nie 'n grondwet gehad soos ons byvoorbeeld nie. So, dis 'n heel ander konteks, hele ander situasie as vandag. Mens moet ook onthou, hierdie brief is geskryf aan Christene wat hulle moes lewe volgens die manier hoe die Romeinse ryk gewerk het, volgens die sosiale en politieke kodes. Hulle kon nie eintlik iets daaraan gedoen het nie. Hulle kon nie eintlik dit verander het nie. Die Christene was 'n baie klein groep in die Romeinse ryk. Hulle was maar so hier omtrent 1% van die hele ryk. So is 'n klein groepie, jy's 'n minderheidsgroep. Jy kan nie die strukture en hoe goed werk, kan jy nie verander nie. So in 'n sekere sin was hulle maar baie magteloos. Hulle moes maar, dit was 'n baie hiërargiese samelewing. So mense was, jy het maar, soos jy was in 'n spesifieke, jy het maar 'n sosiale plek gehad, 'n tipe van 'n rang, en jy moes maar daar binne lewe. Jy kon eintlik niks daaraan gedoen het. So dit was baie hiërargies. Dit was baie moeilik vir 'n slaaf om uit daai slawerny te kom. Party kon hulle self vrykoop, maar dit was nie, jy kon nie sommer self dit net doen nie. Dit was baie moeilik. So mense moet dit alles in ag neem. So in vanoggend se gedeelte dan word daar nou spesifiek gepraat met die huisslawe. En gewoonlik was die huishoudelike kodes in die antieke tyd gerig aan die wat die mag gehad het. So daar sou gewoonlik gepraat geword het met die patriarg van die huishouding of die slawe eienaar. Nie met die slaaf self, die wat nie mag gehad het nie. Maar hier word gepraat met die huisslawe self. En die rede daarvoor waarskynlik is, daar was nie eintlik slawe eienaars in hierdie gemeentes aan wie 1 Petrus gerig is nie. So hy gaan nie met hulle praat nie, want dit gaan ons nie baat dan nie. Hy skryf dit vir hierdie slawe wat baie swaar gekry het. So mens moet net, dit is ook net wat 'n bietjie anders was en hoekom hy spesifiek met hulle gepraat het. Soos ek vroeër gesê het, van die slaaf-eienaars was goed en vriendelik, maar baie was onregverdig en hulle het baie swaar gekry. So Petrus wou hulle help. Dit is die situasie. Jy is nou 'n huisslaaf. Jy moet nou maar beheer wat jy kan beheer. En dis in die lewe ook baie keer so. Daar's goed wat ons nie kan beheer nie. Jy moet maar aanpas en beheer wat jy kan. So daar word vir hulle gesê, julle moet maar nou
met die nodige respek onderdanig wees aan hierdie wat gesag bo julle het, aan julle slawe eienaar. Selfs al is hulle nie goed nie, selfs al is hulle onregverdig. Nou vandag is dit anders, as jy werk en jy word onbillik hanteer, of word in jou gediskrimineer, of mense is rassisties, dan sal sekere kanale wat jy kan volg. Dis anders, jy kan dit gebruik. Mens moet nie hierdie gedeelte sien as jy mag dit nie gebruik nie. In daai tyd was dit anders. Hulle het nie sulke tipe goed gehad nie. Maar hulle kon beheer hoe hulle lewe. Hoe gaan ons reageer teenoor dit wat met ons gebeur? As hulle opgestaan het deeltyd, dan sou die Christene, die Christelike geloof sou dan nie kon versprei het nie. As hulle heeltyd opgestaan het en wraak wou neem teen die wat gesag bo hulle gehad het. So hulle kon nie, hulle moes op 'n ander manier optree. En dit is waarmee Petrus hulle ook mee wou help. Hulle wat in moeilike omstandighede is. Hy help vir hulle deur vir hulle te wys na Jesus. Hulle moet kyk hoe Christus onregverdig gelei. Kyk hoe wat het hy alles deurgemaak. Volg sy voorbeeld, terwyl dit so moeilik gaan. En vir ons is dit ook die uitnodiging. Ons gaan nie presies hierdie selfde dinge so ervaar nie, maar daar is ook mense wat onredelik is in mense lewe, of mense wat onregverdig is, of mense wat die lewe vir jou moeilik maak. Partykeer dalk selfs by jou werk, jou baas sal nou nie direk goed doen waarvoor jy dalk die baas kan aangee nie, maar die baas is onredelik of onbeskof, of partykeer is dit juis omdat die mense Christene is. Jy kry dalk swaar. Maar die vraag is dan, hoe gaan 'n mens reageer daarop? Die versoeking is altyd maar om mense te hanteer soos hulle jou hanteer. En ek maak ook soms daai fout. Iemand sê iets leliks, dan sê ek dit maar iets lelik terug. Dit is partykeer, dit gebeur amper net. Maar mens moenie, want ons volg vir Jesus. Natuurlik moet mens dink bietjie oor jou dag, en as jy bewus raak daarvan, dan moet mens sê, Here, vergewe my hieroor, dat ek nou weer soos die wêreld opgetree het, of help my om nie so te reageer nie. Maar dit help ook as mens soms dink, wat het ek gevoel toe dit gebeur het? Want sê nou maar, iemand is lelik met jou, en jy is nou kwaad en terug lelik, dan moet mens vra, hoekom was ek kwaad? Wat sit daar agter? Want anders gebeur dit outomaties, as ons nie dink ook aan daai emosies. En daai emosies, sê nou maar iemand sê jou sleg, en jy sê terug sleg, of jy is kwaad, daar kan iets dieper lê. Jy voel dalk eintlik minderwaardig. Of jy voel dalk al klaar nie goed genoeg nie. En dis iets waarmee mens na die Here toe moet gaan. Want daai dieper ding gaan mense lewe beheer. So dit is belangrik, mens moet ook nadink, wat voel ek? Wat is die dieper goed wat my beïnvloed in my daaglikse lewe? Want dis nie genoeg, ons kan nou vandag ook weer hier sê, ek wil Jesus se voorbeeld gaan volg. Ek wil gaan doen wat hy sê ek moet doen. Maar dit is nie genoeg nie. Ons moet kyk na ons gewoontes. Ons moet kyk wat gaan in ons harte aan. Ons moet kyk na ons emosies. Dit is nou soos om Hannes en Tannie Joss sal nou ook weet. Jy kan nie net sê ek gaan 'n marathon hardloop nie. Al wil jy baie graag. Jy moet sekere goed doen, jy moet oefen, jy moet goeie gewoontes hê, jy gaan goed dalk moet afleer. So is dit in ons lewe ook. Ons kan nie net sê ek wil gaan my vyande lief hê nie. Ons moet van binne af moet daar transformasie kom. So dis maar 'n lewenslange proses. Maar dit is goed om te begin en te sê ek wil verander, ek wil meer soos Jesus word. Ek wil dit gaan doen wat hy van my vra. Maar ons wil is nie sterk genoeg nie. Ons gedagtes en ons emosies speel 'n baie belangrike rol. En dit kan mense wil oorneem. So dis net belangrik. Anders kan mens dalk voel, ag ek het probeer, maar ek gee nou maar op. Ek kry dit nie reg nie. Ons moet dit bly inoefen. En ons moet die Here vra, verander my, maak my meer en meer soos Jesus. So in vers 18
Dan hoor ons bediendes, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is, of onredelik. Mens kan ook sê onregverdig. Vers 19 hoor ons, dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. Ons hoor in die volgende vers, as jy byvoorbeeld verkeerd gedoen het, of jy het gesondig en jy kry nou swaar, en jy verduur dan nou die lyding as gevolg daarvan, dan sê ons nou niks spesiaals daaraan, jy het verkeerd gedoen en nou ly jy as gevolg van dit. Dus as ons volhard, omdat ons aan God getrou wil wees, want dit is iets besonders eintlik. Ek doen wat God wil hê, en ek kry swaar, maar ek hou nie op nie. Ek hou aan met daai onverdiende lyding. En ons hoor dan ook, juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei, en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. So, dit is waartoe ons geroep word. Al kry ons swaar, al moet ons lyding verdra, omdat ons Jesus volg. Dit is die voorbeeld. Ons moet dit doen. Ons kan nie net Jesus volg as dit maklik is, of as ons nie swaar kry, of lyding is nie. Selfs al ly ons onregverdig, omdat ons die regte ding wil doen, moet ons aanhou. En dis die voorbeeld van Jesus, wat ons aanmoedig om dit te doen. Hy het dit vir ons gedoen. Hy het onregverdig gely vir ons. So die uitnodiging is vir ons moet die fokus op Christus hou. As ons sê ons glo in hom, dan is ons sy disippels. Hy is ons verlosser, maar hy is ook ons Here. So ons moet by hom leer hoe ons moet lewe. Hy het vir ons die voorbeeld gestel. Ons moet nou in sy voetspore loop. Daar is baie ander voorbeelde. Daar is baie ander stemme wat vir ons sê, dis hoe jy moet leef. Daar is baie stemme wat sal sê, staan op vir jouself, beklei terug, sê sleg terug, moenie swak wees nie. Maar dis nie die voorbeeld van Jesus nie. So mens moet baie versigtig wees, veral as mens baie op jou foon en goed is, jy hoor baie goed, en dit kan mens ook vorm. Maar wat ons lewe moet bepaal word deur Christus. Hy moet vir ons, hy moet ons hele lewe bepaal. Ons moet vir hom lewe. So, dit is nie gewild nie. Party sal eerder wil hoor, jy glo, dit gaan net goed gaan. Dis voorspoed. Daar's kerke wat dit doen. Dit gaan baie lekker voel, maar dit is nie die evangelie roep ons om Jesus te volg. Dit is wat ons hoor. Ons is volgelinge van Jesus. Ons het 'n wonderlike toekoms, maar nou volg ons sy voorbeeld. Dit gaan nie altyd net maklik en lekker wees nie, maar ons het hoop. Ons behoort aan hom. Ons het 'n wonderlike toekoms. So ons moet dit besef, dis die roete vir ons ook. Ons fokus kan maklik wegbeweeg van Jesus af. Sy voorbeeld is so anders, maar dit maak ook ons as Christene anders. As iemand onredelik is met jou, of jou sleg hanteer, en jy volg Jesus se voorbeeld, dan staan dit uit. Dit kan daai persoon dalk ook verander. So, dit is vir ons die uitnodiging. Ek wil net lees hierso vers 22 en 23. Hy het geen sonde gedoen, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Dis wat ons ook moet doen. Die oordeel aan God laat, wat regverdig oordeel. Nie sake in ons eie hande neem nie. Jesus het dit nie gedoen nie. Hy het nie, ek gaan jou hanteer soos jy my hanteer het nie. Hy het anders opgetree. In Romeine 12 vers 17 tot 21 hoor ons, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers
geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie meer die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Dan in vers 24 en 25, dis altyd goed waaroor ons baie dankbaar kan wees. Ons hoor, Jesus, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Ons verdien dit nie, dis genade. Daardeur is ons vir die sondes dood. Daar 'n groot verandering plaasgevind. Dit laat my ook dink aan Romeine 6. Ons is dood vir die sonde en nou leef ons vir God. En kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Dit is moontlik, want daar het 'n verandering plaasgevind. Deur sy wonde is julle genees. Ons is dankbaar vir dit. En dan vers 25, dit gee vir ons baie hoop. Dit sou vir hierdie Christene ook baie hoop gegee. Want hulle situasie is nou so, hulle kan dit nie verander nie, maar hulle het hoop. Julle het immers so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Hulle het geweet, die lewe gaan baie keer baie moeilik wees, maar ons lewe is gered en dis veilig in die herder se hande. Ons het die ewige lewe. Niemand kan dit wegvat van ons nie. So, dis ons hoop ook. Die wêreld is die mekaar, ons slegte goed wat gebeur. Partykeer kry mense baie swaar deur ander mense. Dalk ook mense wat gesag bo hulle. Maar ons moet Jesus, ons herder, bly volg. En ons moet onthou, hy beskerm ons. Hy sorg vir ons. Hy is daar vir ons. As ons dit nie glo nie, gaan ons nie voluit vir Jesus wil volg in hierdie wêreld nie. Dan gaan ons dink die wêreld is te gevaarlik, daar is nie hoop nie. Ek moet maar net probeer oorleef. Hierdie gee vir ons moed om Jesus te volg, ongeag wat gebeur, ongeag wat ander mense doen, want ons oog is op hom gerig. Kom ons bid saam. Here, ons dank U dat U so goed en genadig is, dat U Jesus gekom het om ons te red. U het gelei vir ons. U het vir ons die voorbeeld gestel. En ons moet in U voetspore loop. Here, ons wil U getroue volgelinge wees. Ons wil sout en lig wees in hierdie wêreld. Here, partykeer laat ons optrede bepaal word deur ander mense, eerder as deur U. Ons wil hê U moet ons lewe bepaal en definieer. Want U is nie net ons verlosser nie, maar ook ons Here. U is die koning en ons leef tot eer van U. Here, ons vra dat U ons sal bystaan en help, en as ons hartseer is, dat U ons sal bemoedig, dat U ons sal troos. Here, partykeer is die lewe baie onregverdig. Daar's mense wat sleg is en skelm is. Here, my help ons om nie wraak te neem nie. Help ons om die kwaad met die goeie te oorwin. Maar Here, ons wil ook daai diep innerlike transformasie ervaar. Ons wil van binne af verander, dat woede en haat en sulke goed nie ons lewe oorneem nie. Ons wil liefdevolle mense wees, wat soos Jesus is. Ons wil Jesus se voorbeeld uitleef. So ons vra, Heilige Gees, help ons daarmee. Dankie dat U ons bystaan. Dankie dat U ons krag gee. Dankie Here dat ons ook 'n verskil kan maak tot eer van U. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Daar gaan nou geleentheid wees vir die gee van die dankoffers. Gaan 'n paar aankondigings ook gedeel word. Ons is ook baie dankbaar, ons het 'n nuwe TV gekry, so dit werk weer, so ons is baie dankbaar daarvoor ook.
kan ek sien. Kom ons kyk dit na die afkondigings in die week wat voor lê. Ons het Dinsdag aand 6:00 het ons kerk bestuursvergadering, so al die voorsitters neem asseblief kennis daarvan. En dan as ek reg is, my maand en dit is die 11de Mei ons kerkraadsvergadering. Gemeente dra asseblief ons op in gebed. Dit is baie belangrike besluite wat geneem moet word. Dan ons besaar blikkie projek. Ek weet nie wie van julle almal dit raak sien as jy inkom in die kerk daar agter, daar staan blikkies daar op 'n tafel daar. Neem asseblief 'n blikkie en gooi al jou silwer munte daar in. Ons gebruik dit alles vir die besaar of as 'n blikkie projek. Dis 'n ekstra inkomste vir ons. En dan wil ons ook baie dankie sê aan die gemeentelede wat vir ons gehelp het. Daar is aanbiedings uit die gemeente uit. Ons huis nommer 4, die kinderhuis. Hulle het werk nodig daar, die huis moet mooi gemaak word. En ons het iemand wat vir ons die plek gaan verf, wat vir ons die teels gaan vervang. Die plek gaan net mooi gemaak word. Gemeentelede het 'n bydrae gegee. Ons het stortgordyne wat ons kon gehang het, ook vir die kinders. Gister kon ek vir 'n seun wat sokker speel, wat sokkersteels nodig gehad het. Ons kon 'n skenking kry daarvoor ook. En ons kon vir 'n nuwe paar sokkersteels gaan koop het. Ongelukkig het hy klaar 'n wedstryd gespeel toe ek daar aangekom het, so hy het maar met die volgende wedstryd van die moet dra. Maar hulle was baie bly daarvoor. En dan Vista Rus sien ek het laerskool leesboeke nodig. So as julle iemand ken wat laerskool leesboeke het, bring dit asseblief van die kerk toe. Ons sal seker maak dat julle kom of julle kan dit direk vir hulle neem. Dan vandag is daar verjaardag. Ek weet dit Tannie sê vanmôre hier nie, maar as hy inluister aan die Mywis, sy verjaar vandag, aan die Mywis Kloof verjaar vandag. Daar's nog heel wat ander verjaarsdae in hierdie week. So baie geluk vir julle, mag die Here julle ryklik seën en oorlaai met al sy seëninge. En dan wil ons bid vir voorbereiding vra vir mense in ons gemeente. Ek sien Nelly is vanmôre hierso. Nelly het ook gesondheidsprobleme, ons dra haar op in die gebede vir Tannie Mywis en vir oom Joppie, ook al die ander mense in ons gemeente wat voorbereiding nodig het, wat nie gesond is en wat wel voorbereiding nodig het. Kom ons dra hulle op in gebed. En dan sien julle sien by die bazaar, wat staan julle wat benodig is van nou van vandag af tot die 10de Mei toe, is eiers en bakmargarine en arbeikonfyt, appelkooskonfyt, botteltjies water, 500 ml water, as julle daarmee kan help. Ek self het ook hulp nodig, ek vra ook vir julle van my kant af, vir die Jaffel tafel. Ek het nou al vir my, ek myself van Jaffels maak, die mense maak. Ek dink aan Nelly gaan ook maak, en dan het ek nog vir Elsa en Nelle, hulle gaan ook maak, maar ek het nog een persoon nodig, of een kappel nodig, dat ek so kan vraag, dat wij nog 'n pot kan maak, want ek wil 4 potte hê. En as iemand vir ons 'n skenking kan maak vir die brood, hierdie jaar het ons 'n skenking gekry, ongelukkig is die skenking nie meer beskikbaar vir ons, om ons brood te kry, dis so, julle weet hoeveel brood ons maak, daar is baie brood nodig, so ek soek 'n skenking daarvoor, asseblief. Baie dankie. Almal se bydraes daar op die skerm is net een van die stortgordyne wat opgesit is. So hulle het die stortgordyne gehad, dit maak 'n verskil, dit maak herstel bietjie hulle waardigheid. By MTR Smit huis 4. Die huis het baie lyk sleg, die teëls is stikkend en dit is gechip en dit is eintlik nie veilig nie. En daar's 'n lidmaat wat dit alles gaan regmaak en die mure gaan alles geverf word. So daar's baie geleenthede waar mens ook 'n verskil kan maak, waarby mens betrokke kan raak. Ons is ook 'n groep wat elke tweede week gaan na huis 4 toe, wat bietjie met die kinders kuier en bietjie lees en 'n bietjie hulle bemoedig in terme van geloof en so aan ook. So daar's baie geleenthede, maar dankie vir almal se bydraes en dat ons ook nie net hier fokus op ons, maar ook al buite in die wêreld ons roeping uitleef en 'n verskil maak. Ons gaan nou, ons slotlied is Wees stil en weet. Ons sing vers 1 tot 2. Kom ons staan en sing die lied saam.
ontvang die seën van die Here. Julle kan weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle sal wees. Amen. Ons sing amen vanoggend.